Die brandstofmeter staan op leeg. Ja. Maar ons het by Roomfie, was die brandstofmeter toe ons afgegaan het, ook op leeg. Toe Jan ons vir Gideon gesê oor die radio, die meter wys leeg, dis Gideon geen probleem nie, ry. Hy's nie reg die meter nie. Ken hom, né? Toe by Mzuzu, toe Dirk ingooi, toe gooi hy 106 liter in. Toe sê ek vir hom, joh Dirk, dis abnormaal, want ons gooi gewoonlik 80 liter in. Ja. 87 liter. Plek het ons gekyk, dit was 'n... Maar toe is ons al weg van die kamp af, né? Ja, toe nog ons ag man om nou terug te draai vir die ding, ons moet terug, want ons is klaar laat. Ja. Maar Dirk, jy moet vertel hoe die tripie dan verloop. Nee, toe ons begin terugry, het was alles normaal. Lorry het goed gery. Hy het nie 'n probleem met die koppelaar. Ek was meer bekommerd oor die koppelaar as oor die diesel. Want ek dink ons gaan in elk geval aan die ding moet werk. Ek hoop dis dalk net 'n verstelling wat ons kan doen. Maar nou ja, toe het ons begin terugry en alles het goed gegaan. Die pad is natuurlik 'n nagmerrie. Jy het busse van voor en die hellings. Elendige en baie skuinstes en van onder af is dit alles opdraande. Alles opdraande. Jy het prakties geen afdraandes nie. Dit is, ek het vir Johan gesê, dit was toe ons amper by die hek was. Toe dink ek het toe seker vir 40-50 kilometer nooit in 5de rad gewees. Derde, vierde, tweede, derde, vierde, dis omtrent maar die radde weer gebruik het. Af en toe eerste rad. En toe ons by die hek kom, toe daar een lift gevra. Ons het hom toe ingelaai. En ons het 'n eind gery, toe sê ek vir Johan, ek is nou bekommerd, hierdie lorry se koppelaar wil nou nie, hy het geen speling nie, niks, hy het geen speling op hom gehad. Ja. Maar ek het gedink, ons ry maar, dat ons maar hier kom, en dan sal ons na die ding kyk as ons hier is. En nooit geweet dat die dieselmeter natuurlik reg was, want hy was leeg, omtrent. En toe ons om 'n goeie draai kom, toe sny die lorry uit. En toe weet ek, toe vra Johan nog my of dit die koppelaar is. Toe sê ek vir my, dis nie koppelaar nie, dis groot moeilikheid. Dis die diesel. Ja. Nou ja, toe het ons nou maar besluit, ons stop die lorry, dit was so 7:30, né? Ja, en die afstand van Chalinda het ons hoe ver geskat? Nee, ek het 'n bordjie gesien. En voor die lorry gaan staan het, wat gesê CHL 29. Maar ek weet nie waarvoor daai 29. Nee, dit was daai Chalinda Restels van Zambia. Dit kan wees. Want dit is die afstand. Dit is waar. Chalinda Restels. Ja. Want vir die busse. Ja. En toe dink ek het nou omtrent 10 of 12 kilometer gery na ek die bordjie gesien het. En dit was dan net presies reg ook hoor. Ja, hy was reg. Na ek die bordjie gesien het, toe het ek uitgewerk, ons kan nou so tussen 12 en 15 kilometer maksimum. Thank you. Van Chalinda wees. En ons het dadelik, ek het dadelik gesien wat die probleem was, is 'n dieselpyp wat gebreek het en al die diesel het uitgeloop. Dit is die overflowpyp wat weer teruggegaan het na die filter toe. En ons het nou maar besluit tot hier toe. Ons nou 7:30 die nag. Ek wil nie in die lorry slaap nie, Johan wil nie in die lorry slaap nie. En ons stuur toe een, maar ons sê vir hom, ons gaan agter hom aanstap om nou wel seker 'n bietjie oefening kry. Het ons gesê jy moet diet en toe jy besluit jy gaan eerder oefen. En Maar ek meen dit is mos nou net 19 kilometers oor. Ja. Maar min het ons geweet is 19 kilometers tot by die afdraai en dan is daar nog 16 kilometers kant toe. Ja. Ja. En ons begin toe stap. John is ons gee hom gelukkig geflits en ons sê hy moet maar voorgaan en so vinnig as hy kan gaan. John met net 'n hemp aan. Ja. Koue nag voor. Maar dit is mos nou nie ver nie. Ons moet sommer nou naby na die kamp toe en ons sal gou die sak uitsorteer. En nou hierdie Optimus wildvanger net om daai draai. Dis waar Zambië, maar nou wil ons Zambië se afdraaipad kry. Dan weet ons is dan nou nog so ver van die kamp af. En is net om daai draai en dit was vir 18 kilometer net om die draai. Elke keer net om die draai. Ja. En terwyl ons stap toe, wys ek vir Johan hier in die stofsand, hier's nou 'n luiperdspoor in die pad. En ons het so 'n bietjie aangegaan. Toe sien ek maar die luiperdspoor is op John se spore, die luiperdspoor het op John se spoor. Toe die luiperd is tussen ons en John. Dis tussen ons en John, maar dis twee luiperds, dis nie een luiperd nie. Ja. En nou ja, ek wou aanvanklik het ek hom sê man, is dit nie dalk daai hyena spoor nie. Hy het vir my in die stof amper so gelyk, maar Johan, ons kon mekaar nie heeltemal oortuig dat dit luiperdspoor was nie, want 'n luiperd se voorpoot is ook 'n bietjie kleiner as die agterpoot, maar nou nie soveel so opvallend soos
hyenas in, maar in alle geval. En toe kom ek op 'n stadium, toe sê ek vir hom, hoor hierso hier, het John 'n bietjie gehardloop. Jy kan sien sy spore. Dit help om Het 'n lyk of- spoorsnyer in ons midde te hê. En dit lyk of John 'n bietjie haastig was hier gewees. En net 'n entjie daarvan af, toe het ons gekry waar die luiperd in die pad gesit het en rond gestaan het, die twee luiperds. Ja, dat was op En- 3 plekke. Ja, en ek Ja. dink dit was op die moment toe John en die luiperd by mekaar uit, die luiperds by mekaar uitgekom het. Dus hulle het oral in die pad rondgestaan. Ons sal vir julle gaan wys. Ons Ja. praat nie stories nie. In elk geval ek het nou nie die onderhoud met John gehad na die tyd nie. Johan het en ek sal sal nou interessant wees om te hoor wat John ook te sê gehad het. Maar ek sal vir julle sê, toe ons by Zambië se uitdraaipad gekom het, was dit 18 km of 17 km wat ons toe al gestap het. En gelukkig toe sien ons John het dan die regte pad gevat. Nou ons was toe bang John van die verkeerde pad. En dan weet ons, kyk, nou moet ons plan maak. Maar hy het die regte pad gevat. En toe besluit ons wel, nou moet ons maar hoop dat hy by die kamp uitkom. Want toe sien ons die bordjie, sê Cholinda 16 kilos. En dis nogal 'n nare distansie as jy moet stap. Met die voertuig is dit nie so ver nie. Maar as jy om 2 uur in die oggend moet stap, wanneer dit, ek wonder hoe koud was dit, seker nie minus nie, maar hier rondom 1-2 grade. Ek weet net Dirk wat ook 'n baie groot optimis is. Dit waar ek my op die siekte opgetel het, is 'n Potgietersrus. O, ek sien ja. Maar ek is eintlik altyd 'n realist geweest. En toe al wat ek die hele tyd hoor agter is sê ek Dirk, moet ons nie maar 'n bietjie draf en wakker warm word nie. Toe sê hy, nee jong, jy moet maar draf, maar ek gaan net nou die eerste plek waar ons lekker kan sit. Hy sê maar jy moenie as jy wil draf, maar wraggies, ek gaan nou sit. Hy sê kom Dirk, ons net sit net oor hierdie bult. Want ek sê dis 'n aardige gevoel as jy weet daar's luiperds om elke bos wat vir jou loer, want daar is hope bosse wat ons deurgeloop het. Raaibos, Waar Gouda. dit luiperds is. Ons het glad by een kloppie, dit het gelyk soos round, want hulle oë was redelik wyd uit mekaar uit. Toe ek so loop, toe hoor ek skielik iets spring hier voor my in die pad. Toe hoor ek die hoewe hardloop. Toe ek so lig, toe staan die 3-4 bokke so 15 tree van ons af. Of 15 meter. Maar ek het Johan se kwaal genees van voorloop, want toe sê ek vir hom, man, loop jy as jy wil. Ek is rustig. Jy weet, ek het toe soos nou by die Zambiese afdraaipad verby. Ek sê die luiperd vang in elk geval die voorste ou. En toe sê jy waarskynlik baie lief vir my. Toe kom loop ek saam maar. Ja. Nee, ek het uiteindelik ek het by die een plek het ek besef ons is besig om te verklein. Ek was bietjie benoud. Ons het op een wal gaan sit en dit was nie baie gemaklik nie, maar jy moes meer staan as sit. En toe het ons op 'n stadium gesit, toe sê ek Dirk, hoe lank toe sê man, kom ons sit so 10 minute dan gee ons John 'n bietjie kans weer. En toe het ons weer gestap en toe begin daar so 'n koue, toe begin ons op die kaal bulte. Koue, ysige wind. Aanvoelbare temperatuur. Laat ek hierdie jas so gedra het dat ek so loop, laat ek genuine begin bang raak het dat ons kan verklein. So koud was dit. En toe het ons agter 'n walletjie gaan inskuif en daar gaan sit dat ek so moes bewe. Ek het nadat my hande in my sakke gesit en so opgekrul. Maar toe het ek ook op 'n stadium vreeslik maagkrampe gekry. Jo, dit was nou ongemaklik om so opgevou te sit. Toe het ek Dis ys wat vorm in die dikdek. ja, ek dink so. Dit het genuine gevoel of dit ys was wat gekrap het. Ek sal vir julle sê, dit was bitter. Ek sê vir hom nog, ek kan nie glo dat dit so koud is, so na aan die ewenaar nie. Ek het nie gedink is moontlik dat so koud kan word nie. Maar Ek het vir jou toe was daar een plek gesê, toe sê ek, Hel Dirk, as dit baie kouer word, dan moet ons maar rinne te mekaar gooi en hier langs die walletjie of so slaap, dat ons daarom nou mekaar warm hou. Toe het ons gestap tot by 'n bos, toe het ek agter die bos gaan vassteek en dis lekker warm geweest en toe besluit ons Ja. nee ouma, nou nie. dis net daar waar ons toe wag vir u. Maar julle het nou ook begin dink aan die huis en om liewer maar by die huis by die vrouens te wees. Ja, dis onder daai bos, toe sê ek vir hom, jy weet Dirk, onthou ons naam simpel. Ons is nou hier in Malawi besig om wild te vang en ons kon nou lekker onder die doefhuis teen ons vrouens gelê het. Nou sit ons en ou vieslike bokke vang in Malawi. Maar daai praatjies kan net moraal afbreek. Maar sal ek nou vertel hoe ek wakker geword het? Ja. Dit was 1 uur gewees en ons hoor hier op die deur klop klop klop, bos bos bos. En ek skrik wakker en toe is dit nou die John van julle en hy praat moeilik en ons worry toe eers, ons dink daar's 'n ongeluk en hy kry toe uiteindelik uit hom nee. Die lorry staan langs die pad 40 km hier vandaan en ons moet met die cruiser kom. Right, trek gou aan en daar gaan ons. En ek het toe gery so vinnig as wat ek kon onder omstandighede
En toe skielik hier is lig langs die pad, dus die twee brawe luiperdvangers wat toe daar wag. En toe het ons nou daarvandaan aangegaan. So Ja, maar ek wil net graag hê Johan moet John se storie wat John vertel het van die ja, luiperd. terwyl John toe saam met julle ry. Nee, John het vir my toe kom so langs Dirk sien toe dink ek, maar hy lyk bleek vanaand. Hy lyk amper die ou het regtig op hy soos 'n blanke gelyk wat langs hom sit. Jy sê ek John, maar die oë was toe op daai stadium vir my nog groot. Hy was vernieder. Ja, jy kon sien hy was geskrik. Hy het geskrik. Daai John Toe was sê geskrik. there I was almost eaten by a leopard. And to say, John, we saw it. I said, he went for me. He was following me. En toe kon hy glo nie die hardloop nie, want hy was bang as hy hardloop gaan die luiperd omstorm. En Nee, hy dis wat reken ek hy sê. kon sy kolletjies, he's got stripes like a zebra. Ek het vir hom gesê, is dit nie 'n hyena gewees nie? Nee, hy sê Mens wonder. leopard. En toe hy doen nie ons ek moet jou sê ek is net dankbaar dat die Here die ou beskerm het, want ek het elke keer as ons die luiperdspore op sy spoorkyk het gekyk en as ek John se spoor sien, is ek baie verligter. Ja. 'n Luiperd sal seker nie 'n mens vat nie. Ek weet nie of dit al bewys is dat hy ooit 'n mens gevat het nie. Maar ou maat, there's an exception to every rule. Daar's altyd En as hy honger is, sal hy 'n mens vat. Ek is seker. Maar ek dink ou John het wraggies in sy lewe nog nooit so benoud nie. hy Ek het sê 'n bonus verdien. Ek sê Ja, hom John, ja, ek you will het look ook after. Hy gedink. sê yes. Ek sê hy seker nog nie so gebid voor nie. Hy sê I prayed. Sure. Hy prayed. I said no. To say, and John, when you saw that he was gone, what did he? I say, then I started running. En wat sê hy vir jou toe jy vir hom vra of hy nie geskreeu het nie? Hy sê, oh ja, ek sê vir hom, did you light the torch at it? I say, yes. I saw ek sê, did you go, wow, so you could run? He said, no, I had no voice. My voice was gone. My voice was Maar gone. ons sal 'n bietjie vir ou John 'n kans gee om sy Hy sal storie sy te storie vertel. Ja, sy eers tot verhaal Ek gekom. sê jou, Maar toe sê ek eers honger en toe ons hier terugkom, toe het ek eers Dirk het 'n lekker warm bad gaan haal terwyl ek die ketel aan die stook gekry het en die vuur weer gemaak het. En ons het eers al die goed uitgepak. En toe het ons 'n lekker warm bad gevat en eers iets geëet en ons het toe 3:30 in die 4:30 het het ons ons in toe die die lig afgesit. So as ons nou 'n naam vir hierdie episode moet uitdink, dan dink ek dit sal iets wees soos The Night of the Leopards. Of Is dit nie wat die Amish sê leopard Of, crawl? John the Leopard Crawler. Nee, maar ek sal vir julle sê, ek glo nie die luiperd sou skade gedoen het nie. Maar daar was weet met tye was daar soveel luiperdspore in die pad dat ons naderhand gedink het daar is meer gewees, jy weet, soos hulle heen en weer beweeg het en dan as jy weer 'n eind verder stap, dan Daar's sien jy nou baie weer die spore, twee ja. spore. Ons sou jou gaan wys Wel, daar moet baie wees. Daar's baie, hierso. maar ek Daar sê- moet baie wees. Ek sal vir jou sê, ongelooflik man. as ek geweet het dat ons gaan 'n luiperd hê tussen ek en ons en John. En tussen ons en die voertuig daarna, dat jy nou afgesonder is met die koue en jy kan nie terugstap voertuig nie want nou is jy al weer Ja, by jy's die luiperd. halfpad, hè? Jy's Ja. halfpad. En daai luiperd was dit net baie daar. Nou moet jy besluit, moet ek die koue trotseer, moet ek maar daar slaap by die volgende bos waar dalk 'n luiperd ook vir ons gesit en kyk het so 10 tree agter ons. Ja. Want dis rye bos. Of moet ons terug gaan voertuig, dis te ver. Ek is te moeg, ek sou dit Nee. nie gemaak het nie. Ons was Nee. oor halfpad. En Ek sou nie begin het as ek geweet het daar soveel luiperds. daai bus wat by ons verbygegaan het en by John ook verby is. 'n Eind verder, toe kry ons die luiperd se spore op die bus se Op die spore. busse spoor. So vaart was hy. Nou, waar was die bus op pad heen? Zambië. toe. Dan weer toe. Nou wat sou nou gebeur het as julle nou die Zambia pad in die donker gevat het? Ag, julle sal moet paspoort uithaal en wys of anders te sê hulle come with me. En Ja, miskien is daar nee. nie 'n downstairs nie. Nee, daar sou nie gewees het dis nie. Upstairs onderweg. Daar is dit. Dit sou lastig gewees het, maar ons het nou geweet van die pad, ons het geweet van die bus wat daar ry. Van busse wat daar ry, jy weet, van tyd tot tyd. So dit was ek dink nie dit was 'n probleem, maar ons was bang John gaan verkeerd loop, want hy was elke slag agter in die toe lorry toe hulle die pad gery het. Hy het nie geweet daarvan. En dis hoekom ons gestap het tot daar. Nee, dit is brawe mense hierdie wat ons hier het. Ek meen dit is manne wat nie hare op hulle tande het nie, hulle het vlegsels op hulle tande. Kan ons Kom ons gaan hier. pap is reg en ons moet daai lorry, daai nou moet ons vrachtwagen nou moet nou ons die moet ons lorry in.
So you said it's honky dory now. So we can wait till the first load goes back, but you'll enjoy the job. It's just a question of we want to pick up. We want enough people to make the job easy. Now, what I want to tell you, excuse, when we pick up the blankets, if you want to hide behind the others and not pick up, it's very easy to do that. But I will catch you. If you pick up so you can really feel you're picking up something, and if everyone does it, it will be a light job. But if only 2 or 3 pick up, like it happened now in the past, it's very difficult, because then some people work and some people are loafing. So if everyone takes the blanket and picks up so you feel you are really picking up a bag of millimeter, everyone does that, that animal will be light. But don't think, oh, the animal's heavy. If you hide behind the others, I'll catch you. You will, when we do the first payment, then you will just be ticked off the list, and then you will go home. So listen, don't hide. When I say pick up, you all pick up as hard as you can, because then we know that it's going to be light. Okay? And you'll see the blanket. Dirk, Yes. luister net gou hierso, julle sal dit kan waardeer. Man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only about 1 second without hope. Is dit nie goed nie, hè? Dis 'n wyse ou wat dit geskryf. Hierdie is een van die wonderlikste boeke wat ek in my lewe gelees het. Wat 'n boek is dit? Ja, wel, ons het nou al hier soveel probleme gehad. Stukken goed heel gemaakt, ons is al gewoond daaraan. En nou is die yskas alweer stukkend. Wat nou eintlik glad nie ons verantwoordelikheid is nie. Maar ons swaar verdiende forelle wat hier in die bergstrome gevang is besig om te ontdooi. En dan moet ons maar 'n plan maak. Want die goed is in so gehavende toestand dat dit gaan maar moeilik om 'n ding reg te maak as jy ook nie die gereedskap het nie. Maar in elk geval, het lyk daarom of ons gaan die knoop deurraak. We're standing here together with John. On Wednesday night at 1 o'clock, I heard a knocking on the door because we were waiting for Johan and Dirk. And I shouted, "Who's there?" And John said, "It's me." And I opened the door and I asked him what had happened. And then he said that the truck had stopped on the road about 40 kilometers away, and that we must now try and come out with the Land Cruiser to come and fetch Dr. Kriek and Dr. Neetling. And we drove out, John and I, with the Land Cruiser, and then we got Dr. Kriek and Dr. Neetling
already very far from the truck. You remember, John, where we got them, they were already very far from the truck. Exactly. So tell us what happened with you, how you started walking to come and find me here to get the Land Cruiser. Oh, I see. You know, my bosses, Dr. Craig and Dr. Niedlang. Yeah. Yes. They told me that you should have to go and ask for a Land Cruiser there to our campus. So when I started the journey, the bosses said we will be following you slowly by slowly, and until maybe we meet somewhere else. So I started my journey. After covering about 20 kilometers, if not 22 or 23, the bus got me and passed me over. Oh, that was the bus to Zambia. Yeah. And did you try to stop them? I tried to stop it, but you know they didn't concern me. They didn't consider me. Yes. So yes. they just passed me. So as soon as they passed me, I saw a leopard